so in die gebrokenheid en partykeer vat dit ons maar 'n rukkie om in die gang te kom. Daar is baie leemtes in hierdie kerk en daar's baie leemtes in jou eie lewe. Daar's baie gaatjies en daar's baie plekke waar ons veranderinge kan maak. Maar as ons nie daai verandering maak nie, dan gebeur daar niks nie. Ek ervaar so dat as ons vanoggend sing en ons is hier vanoggend, is ons nie uit plig nie, ons is so vrywillig hier om te hoor wat die Here vir ons wil sê en nie net noodwendig wat hy vir ons wil sê nie, maar wat ons vir hom wil sê, dalk uit dankbaarheid. Dat die Here lewendig en kragtig en dat sy gees oor elke mens uitgestort is en dat ons nie nog hoef te wag vir die Heilige Gees nie. Dat hy is hier. Sy volheid daarvan. Of jy dit wil erken of nie, of die atmosfeer reg is of nie, of die ligte reg is, die volheid van die Heilige Gees is hier. Sy waarheid is hier en hy praat met jou vanoggend, dalk dat jou hart verlam is, dat jou hart koud geword het, dat jou hart verwyderd geraak het, jy het jou motiewe moet toets, en ek bid so dat jy vanoggend die aanraking en die Heilige Gees se touch sal ervaar. Dalk is dit 'n wind, dalk is dit 'n erkenning, dalk is dit net 'n belydenis, maar dat ons die duiwel geen eer sal gee, dat ons nie onveranderd by hierdie plek sal uitstap nie. Dat ons 'n dimensie sal lig in ons harte en ons siele. Dat hy ons oë nou oopmaak, elke man en elke vrou en elke kind, Here, elke seun en elke dogter. Dat ons kan ervaar dat Jesus, die opgestane, verreëse Jesus Christus, met sy teenwoordigheid in die Heilige Gees is nou hier. Ons sê dit nie omdat dit Pinkster is nie, ons sê dit omdat ons dit glo, ons sê dit omdat dit waarheid is, ons sê dit omdat ons nie daar sonder kan asemhaal en kan lewe nie. En dat die Here soms leeg maak om vol te maak. En hy maak nou leeg om vol te maak. Vat nou weg, en dan kom by jou goeders op, wat ek van ontslae moet dra. Jy weet dit, jy erken dit. En dan kom hy sag met sy gees, en hy kom vul jou, maar jy moet honger, en jy moet dors, en jy moet vra daarna. Elkeen wat vra, vir hom sal dit wees, so strome van lewende waters. Vul ons nou, dat ons met vol harte sal luister, Here. Vul ons nou, dat ons met oop harte kan luister. Vul ons nou, dat ons met oop oë sal sien. Vul ons nou, Here, dat ons hande versterk is en dat ons hele wese bekragtig is deur die krag van die Heilige Gees, Here. Ek bid dit nou, Here, vir my werk, vir my as vrou, as omsien en Here, die kinders, ek bid, Here, versterk my as kind om op te let met wysheid en insig by die skool. Ek bid dit vir ons kindertjies hier langs en ons tieners aan die tent, Here. Ek bid, Here, dat hierdie oomblik, Here, vir ons almal tel. Wys ons die weg wat ons moet gaan. Wys ons, Here, in hierdie oomblik waar ons hier staan, waar ek dalk vaskyk, nie nou in aanbidding nie, maar vaskyk in probleme. Here, kom en wys my die oplossing tot die probleme dan, want U is 'n God wat intens in my belang stel, wat omdraai na elke individu, die Emmausgangers, die Petrusse, die Thomasse, die Marias, Here. U draai om vir enkelinge, en Here, ek staan enkel voor U vandag, en ek weet U draai om, en hy gee nou vir jou wysheid, hy gee nou vir jou insig. Daar waar al hobbels in die pad is vir jou, hy maak dit nou gelyk,
Hy gee jou woord, hy gee jou idees, hy gee jou kennis en wysheid. As dit nie nou is nie, soek hom terwyl jy uitstap. Verwag hom as jy in jou kar sit. Verwag hom as jy vanaand dalk op pad is. Ek bid dit vir jou toe vanaand. Ek bid dit vir jou toe vandag. Dat jy nou gevul is deur die krag van die Heilige Gees in Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen en amen. Liewe gemeente, jy is so welkom om jou sitplek te neem. Mense, ek moet erken nie, hier roer iets in my hart. Ek weet as die Here praat. Ek weet as hy vir my iets sê, dat ons nie flou, dat ons nie lou, dat ons nie deur hierdie lewe so half van die brand sal gaan nie. Dat die Here is besig om motiewe te toets en harte te toets. En hy gaan jou toets hierdie week. Gister tel ek R70 op. 'n jong vroutjie sit langs my, 'n klomp dogtertjie sit langs my, en toe hulle wegstap, toe sien ek R70 lê daar so, en ek dog, eers die man, dis nou lekker roomhuisgeld vir my, vir die kinders, of whatever. In 'n oomblik, sonder om te dink, gryp ek die R70 en ek hardloop agter die mense aan. En ek gee die R70, ek kon dit hou. En die duiwel is oral betrokke. Hy praat die hele tyd ook, hy wil jou mislei. Maar ek bid dat daardie oomblik in my lewe, so ook in jou lewe, in 'n oomblik, toe ek weer sien, toe tik ek in hierdie vrou se skouers en gee haar geld. En sy sê so, wow, hoorie, maar gaan meer mense soos jy wees, hoorie. Maar gaan meer mense, ek dink hoe lyk die wêreld as al meer mense so is, om net die regte ding te doen, wanneer die Here dit op jou hart lê, en die Here sê, in 'n oomblik, skielik, dan kom die Gees, en skielik, praat in jou hart, en die Here gaan vanoggend skielik met jou praat. En ek het so bevoorreg om vir Renet en Chris vanoggend hier te hê. Ek wil amper sê is ou vriende wat ek so respekteer. Laasweek toe sê mense vir ons, ons moet kyk daarna getuienisse, en ek het vir Renet, ek en Suzelle gevra om haar getuienis net vanoggend te kom lewer. Baie geliefde mense hier in George. Renet, jy kan maar vorentoe kom. Geliefde mense hier in George saam met haar man Chris, en sy sal alles verduidelik en hoeveel kinders hulle het. Maar iets wat my so opval, wat Renet vanoggend tot jou hart sal spreek en sê, as jy 'n ontmoedige hart het, hoe die Here net sal kom op plekke waar jy wil opgee, waar dit plekke voel, jy stap hierdie berg uit fisies of letterlik, dat die Here jou daar ontmoet en dat hy met jou praat en hy gee jou lewende antwoorde, want hy's 'n lewende God. En ek wil nie sê gewone mense nie, maar in hierdie gemeente probeer ons die hele tyd vir jou sê, gewone, eenvoudige mense, wat die krag en die leiding van Jesus Christus in hulle lewens kan handhaaf, om te kan getuig oor wat sy getuig, en jou vandag te inspireer as vrou en as man, om te sê, wanneer jou hart ontmoedig is, daar is heerlikheid en daar is genade, dat hy jou kan vat na plekke toe waar jy verbaas staan. So dankie Renet, daar's 'n tyd van, ek wil jou nou al uitnooi, hou jou hart, daar gaan 'n tyd wees van ontmoeting en 'n tyd van bediening. En ons gaan geleentheid gee. Kom ons gee Renet en Chris wat daar sit, hulle 'n lekker hande klap, ons verwelkom hulle hier. Baie dankie Renet. En Baie dankie Rian en goeiemôre vir elkeen. Dis vir my 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees en net bietjie te deel oor dit wat God vir my gewys het en nog steeds besig is om te openbaar, want ek is seker dit is 'n boodskap wat hy vir meer mense wil oopbreek. So 'n bietjie agtergrond oor myself. Ek is getroud met Chris, soos Rian gesê het, al vir meer as 33 jaar. Ons het 3 volwasse dogters. Die een is reeds getroud en bly in Nederland en die ander 2 werk al remotely, soos hulle sê, maar hulle is steeds hier in George. Nou die mense wat my ken, gaan weet ek hou van stap in die berge. En die wat my goed ken, soos my dogter gesê het op haar toespraak op haar troue, sal weet dis 'n understatement. Ek is regtig passievol oor die berge en jy gaan my meeste Saterdag daar kry en baie Vrydae ook. En ja, ek het uitgevind ek is hiperaktief en sedert my werk my vlekkies geknip het, so ek was vir 17 jaar 'n verteenwoordiger wat lekker kon rondry en relatiewe vryheid hê. En nou moet ek net agter die rekenaar sit en werk, wat vir sommige mense miskien lekker klink, maar vir my is dit 'n groot aanpassing, so die stap in die berge is ook my coping mechanism.
Maar ten diepste is my tyd in die berge die plek waar ek die Here se stem die helderste kan hoor en waar hy my geweldig baie leer. Dis soos my opleidingsterrein waar hy vir my die waarhede van sy woord op 'n baie praktiese manier laat ervaar en vas werklikheid maak in my binneste. So die getuienis wat ek vanoggend met julle gaan deel, kom al van Oktober 2024 af. Maar ek is nog steeds besig om te groei daarin. So ek is deel van 'n stapklub en hulle het in Oktober 2024 besluit om in die Cederberge te gaan stap. En die Cederberge hou vir my 'n besonderse bekoring. Dit het sulke ongerepte wildernisgebied met ruwe rotse en stilte en grootsheid. Die van julle wat al daar was sal weet, dis regtig besonders. Maar ek kon ongelukkig nie die hele week saamgaan nie as gevolg van werksrealiteite. So toe besluit ek gaan maar 'n lang naweek maak daarvan. En dan gaan ek alleen deurry want hulle het besluit om die keer Sneeubergpiek te gaan klim. Nou Sneeubergpiek is die hoogste piek daar in die Sneeuberge en dis 'n besonderse moeilike piek omdat die laaste stuk is net sulke rotse en daar's nie 'n herkenbare roete nie en jy moet deurkruip deur skeure en teen klipstapels opklim en jy het regtig iemand nodig wat die pad ken om daar uit te kom. En dis ook die enigste plek in die wêreld waar jy die rare sneeuprotea sal kry. Hy kom net voor in die wildernisgebied daar rondom Sneeuberg en hy is ook net op hoogtes van 1700 meter of hoër wat jy hom gaan kry. Nou die vorige keer toe die klub daar was, kon ons nie Sneeubergpiek gaan klim nie, want die roete was gesluit na 'n brand gewees. So hierdie was 'n geleentheid wat ek nie graag wou mis nie. En soos my persoonlikheid nou maar is, het ek goed voorberei, want ek het geweet ek moet so fiks as moontlik wees vir hierdie piek. Nou als het baie goed gegaan voor die tyd en toe kry ek 'n simpel besering van my enkel. Baie onnodig, ek het my stapstewel te styf vasgemaak met 'n rugsak geoefen en die paadjie waar ek geloop het is soos dikwels die paadjies nou is, in die middel so half uitgekalwe, so jy loop so half wydspeen oor dit. En toe ek daar klaar is en my stewel uittrek, toe voel ek iets is nie lekker nie, maar ek nou nie gedink is nou erg nie. Die volgende dag toe ek wakker word en begin loop, toe voel ek hier's moeilikheid. En 2 dae later terwyl ek met my honde net gaan stap 2 kilometer plat terrein, toe sit regtig seer en ongemaklik. So wat nou? Logiese dinge seker, jy weet, los Sneeubergpiek. Maar jy weet, dis 'n bucket list piek vir my gewees en ek het nie geweet of ek ooit weer in my lewe dit sal kan doen nie, veral omdat jy mense nodig het wat die plek ken om daar te kan uitkom. En die aand voor ek nou aan die slaap raak, vra ek vir die Here baie ernstig, wys asseblief vir my wat ek moet doen, want ek wil regtig nou nie Dommastrand gaan wees nie, maar as dit enigstens moontlik is, wil ek baie graag gaan. En daar net so voor jy so wegraak, heeltemal weg, kom die woorde in my gees op. Not by power or by might, but by my spirit. En die volgende oggend is dit baie helder in my gedagtes en ek gaan soek die woord op, wat mos baie bekend is in Sagaria 4 vers 6 tot 7. En ek het dit in die New King James Version gelees, wat sê, not by might or by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain. Wow. Ek was stom geslaan. Kan dit so direk wees? Maar ek besef toe ook, soos ek al in die verlede besef het, as ek voortgaan om hierdie berg te gaan klim, gaan dit gaan oor baie meer as 'n fisiese berg, wat die Here vir my hieruit wil leer. En ek lees toe verder in vers 7b tot 9. And he shall bring forth the capstone, with shouts of grace, grace to it. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, the hands of Zerubbabel, his hands has laid the foundation of this temple, and his hands shall also finish it. And then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Of in Afrikaans, wie is jy, groot berg? Voor Zerubbabel sal jy tot 'n gelykte word,
en hy sal die sluitsteen, die laaste steen van hierdie tempel tevoorskyn bring, onder uitroepe van genade, genade oor hom. So die agtergrond en die konteks van hierdie baie bekende skrif is die herbou van die tempel van Jerusalem, nadat die Jode wat in ballingskap was in Babel weer teruggekom het, en onder die goedkeuring en die toestemming van die koning, van koning Cyrus, wat 'n heidense koning daar in Babylon was, wat God geroep het om sy opdrag van die herbou van die tempel uit te voer, het hulle toe begin. Hulle het die fondasie gelê en hulle het begin bou. Maar toe kom daar groot teenstand van die omringende nasies. Ons lees in Esra 4, vers 4 tot 5. Die nie-Israelitiese inwoners van die omgewing het toe die volk van Juda probeer moedeloos en bang maak. Hulle het selfs amptenare omgekoop om die bouplanne in die wiele te ry, en dit het aangehou van die tyd van koning Kores van Persië tot die regeringstyd van koning Darius. So, hulle het selfs so ver gegaan om by die nuwe koning 'n bevel te kry met al die leuns en verdagmaking wat hulle gedoen het, 'n bevel te kry wat hierdie bouwerk gestop het en tot stilstand gedwing het. So Serubabel, wat die leier van die Jode was en in beheer van die herbou van die tempel, moes verseker nou baie moedeloos en ontmoedig gewees het. En dis hoekom die Here hierdie woord van bemoediging deur Sagaria vir hom gegee het. So wat ons sien is, na jare van terugslag en bemoediging, gee God die versekering dat hy sal toesien dat Serubabel se roeping en sy opdrag vervul word. En so lees ons dat God bonatuurlike guns gegee het om weer die pad oop te maak, sodat daar toestemming was en hulle kon voortgaan met die herbou en hulle ook in elk geval toe die tempel voltooi het, 15 jaar na die fondasie gelê is. En almal het geweet dat die eer vir hierdie herstel na God toe kom. Dit was sy genade wat hierdie groot berg van teenstand waarmee hulle te doen gehad het, gelyk gemaak het. So wat is hierdie tempel waarvan hulle praat dan vir ons? Wat beteken dit? Dis nie 'n gebou nie. Dis die plek van aanbidding, of amper meer akkuraat die hart van aanbidding, of the heart of worship. So as ons dink aan Jesus se woorde wat hy vir die Samaritaanse vrou daar by die put gegee het, toe sy gevra het, nou waar is die regte plek om God te aanbid? Staan daar in Johannes 4 vers 23. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid aanbid. Want die Vader wil juis hê dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. So die konteks, soos ek het interpreteer vir my vir vandag van hierdie woord, is die herbou of die herstel van die hart van aanbidding. Of in my eie hart, of in die hart van my kinders, of van my familie, of van mense wat se geloof so geplunder mag lyk, deur aanslae en leuns of seerkry en trauma, dat ons kan dit nie regmaak deur menslike pogings of strategieë of krag of geweld nie. Daai vernietiging is 'n berg wat net deur die herskepping van God en deur sy Heilige Gees krag voltooi kan word. So wat ek besef het is dat God wil vir my prakties wys dat ek, wat 'n groot doener, fixer is, wat dinge sien en wil uitspring en dit regryk, nie op my eie vermoëns moet staat maak nie, maar dat ek regtig moet leer om oor te gee en hom te vertrou. Veral en juis as ek dalk seer het. So terug nou by Sneeuberg en my besering. So nou na hierdie woord is ek regtig geestelik versterk. Maar ek weet nog steeds nie of moet ek werklik nou gaan en daai berg gaan probeer klim nie. So ek sê toe vir die Here, ek het in elk geval 'n afspraak by my fisioterapeut die volgende dag, wat baie ervare is en my goed ken, en as ek gaan laat sy my evalueer en vir my sê, en dan sal ek doen wat sy sê. So sy ondersoek my en sy sê vir my, luister, gelukkig vir jou is dit die tipe besering wat nie gaan vererger as jy hierdie berg gaan klim nie. Dit gaan seer en ongemaklik wees, weet dit, so jy kan maar besluit. So nou het ek my antwoord. So ek klim in die kar en toe die tyd kom en ek ry.
Nou, dis 'n ver pad af Cederberge toe en daar was nog baie padstoppe ook gewees, so daar's baie tyd om te dink en luister, my enkel is seer. Hy's nie beter nie. Maar nou loop ek hier in my kop. Ek weet wat het die Here vir my gesê, maar ek probeer nou uitwerk, hoe gaan ek nou hierdie ding doen? Want ek is heel uit my diepte, ek is gewoond, ek kan staat maak op my fisiese vermoëns, ek sal okay wees, maar nou weet ek nie. En julle weet, die groep waarin ons is almal tussen 50 en 60. Daar's nie een of ander tawwe brandweerman wat sterk genoeg is om my daar uit te dra as ek nie verder kan loop nie. So in daai berg het my al bang gemaak en ontsag gegee voor ek beseer was. Maar ek ervaar in my gees dat God vir my vra, gaan jy my vertrou? Selfs in jou swakheid en jou onvermoë om Sneeuberg te klim, dat jy in geloof op my kan staatmaak. En ek word weer herinner daaraan wat ek voor net 'n week of 2 gelede gelees het, moenie jou vertroue in jou vlees stel nie, want geen vlees kan staan voor die heerlikheid van God nie. En ek sê vir hom, ja Here, ek gaan dit doen. En so breek daai dag aan. En die hele 16 kilometer teen die berg op en terug, voel ek asof ek op heilige grond loop. Dit is so pragtig gewees. Daar was eers reën voorspel gewees, maar in my gees het ek geweet, dit gaan nie gebeur nie, want die Here het my voorberei vir wat hy wil doen. En die hele tyd wat ek besig is om te loop, is ek in my gees so ingestel en gefokus op die feit dat dit is nie my krag nie, dis nie my vermoëns waarmee ek hier loop nie, ek is op God gefokus, ek weet dis sy krag en vermoëns. En toe ek uiteindelik, jy weet in die proses, soos ek gesê het, daar's baie plekke waar jy deur rotswande moet gaan, die rotsskeure moet gaan, oor rotsstapels moet opklim, om bo uit te kom, en wat jy wonder, jy weet, gaan hierdie voet hou, gaan hierdie enkel hou, en ek net weer vestig en weet, maar Here, U is my krag, en U is my verwagting. En toe ek uiteindelik vorder en ek kom op die boonste gedeelte waar ek by die baken uitkom, was dit nie met die gevoel van, ja, ek het die berg oorwin nie. Dit was met trane van dankbaarheid en 'n diep ontzag om te weet, the Lord of Hosts, die koning van heerlikheid, het my tot hier gedra. Nou vir die van julle wat al gesukkel het met enkels en knieë en al moes stap, die moeilikste is af. Dis seer. So daai pad af was uitdagend geweest, want dis styl af en dis los klippe en baie ongelyk terrein. So dit was nie 'n maklike af geweest nie, maar daar die Here my ook gedra. En net soos my fisioterapeut vir my gesê het, het ek nie vererger na dit nie. Ek het eintlik vinniger beter geword. Hoewel nie ek of sy het vooraf geweet hoe moeilik en tegnies die terrein daarbo werklik is nie, maar God het geweet. En toe ek na daai dag weer gaan herdink en herbesin oor dit wat God vir my gewys het en die woord wat hy vir my gegee het, toe wys hy my iets wat nog kosbaarder is, uit my Sneeuberg ervaring. Want hy vat my terug in my dagboek waar ek geskryf het van dit wat hy my geleer het en wat ek net 'n week voor dit geskryf het, waar ek begin nalees het oor die heerlikheid van God. En van Moses wat vir die Here gevra het, wys my u heerlikheid. Daar in Eksodus 33 vers 18 tot 22. Sien, ek was besig om te lees oor dit alles. En as jy gaan terugkyk in daai vrae wat hy vir die Here gevra het, wys my u heerlikheid. Dit het nie gekom in 'n tyd toe alles goed gegaan het en hy gemaklik was en daar geen probleme was nie. Dit kom na die tyd toe die Israeliete daai goue kalf gebou het, van God vergeet het, en weggeval het van dit wat die Here vir hulle geroep het voor. En God gesê het vir Moses, ek gaan nie verder saamtrek nie, want hierdie nasie is te rebels, ek gaan hulle vernietig, ek sal net my engel stuur en hy sal vooruitgaan en vir julle die pad oopmaak. En Moses gepleit het en gesê het, nee, ek kan nie voortgaan met hierdie opdrag as u nie self saamkom nie. Want hy het besef, God se teenwoordigheid is baie meer werd as sy krag en sy wonderwerke. En hy het gepleit daarvoor, al het hy verstaan dat
God se heiligheid vra koste en dit gaan koste inhou vir almal as God in sy teenwoordigheid self saamgaan. Maar daar het God ook ingestem en gesê dis reg. Ek sal saamtrek, selfs al is dit die Israeliete 'n weerbarstige nasie, want ek gaan my genade en my getrouheid opnuut vir hulle wys en verklaar en wys vir die nasies om dit. En toe na dit waag Moses om vir God te vra, please show me your glory. Wys my u heerlikheid. En wat hierna volg is een van die mees intieme, ongelooflikste beskrywings van 'n ontmoeting tussen God en 'n mens waarvan ons in die Bybel kan lees. Want wat Moses voorgevra het is nie 'n vertoning van God se krag nie. En selfs meer as net die warmte van sy teenwoordigheid. Hy het gevra vir 'n intieme kennismaking met God se persoon, sy karakter, sy essensie. En die verstommendste ding is, God het ja gesê. Want as 'n mens hierdie diep kinderlike smagting en verlange het om God se glorie te kan sien, en jy soek hom nie net vir sy wonderwerke en sy krag nie, maar vir wie hy is, dan bring ons hulde aan God. En dan sê hy ja. En wat ons dan volgende lees in Eksodus 33 vers 18 tot 22 is, dat God hom geantwoord het en gesê het, ek sal my majesteit, al my majesteit, by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. En ek sal genadig wees aan wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly leef nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel of sit, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het, en as ek my hand wegneem, sal jy my van agteraf sien, maar my aangesig of my gesig kan nie gesien word nie. En so het God se glorie en genade Moses daar ontmoet en hom in staat gestel om deur sy hele lewe daai intieme persoonlike verhouding met God te kon volhou, ten spyte van baie terugslae en teleurstellings. Ek kan nogal dink dat toe hulle daar die eerste keer voor die grens van Kanaan gekom het om in te gaan en die verspieders kom met die negatiewe verslag en die Israeliete sê nee, hulle glo nie meer God se beloftes nie en hulle rebelleer en teen Moses en Aaron en hulle wil nie ingaan nie. Moes dit seker 'n groot teleurstelling gewees het. Maar ons lees van Moses in Hebreërs dat hy 'n vriend van God was. Wat 'n ongelooflike getuienis, wat seker elke ander terugslag in sy lewe ver in die skadu gestel het, selfs toe hy nie self in die beloofde land kon ingaan nie, maar net van ver af dit kon sien, maar wel in geloof weet dat God hierdie roeping wat op sy lewe was self gaan volbring. Nou, mag ons ook, soos Moses vir God vra, wys my u heerlikheid. Want ek is nou by Moedverloorse vlakte verby. Ons lees in Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jesus het die heerlikheid van sy Vader se glorie kom wys en kom leef op aarde. Nou glorie kom van die woord doxa af, wat beteken die majestueuse, absolute perfeksie en heiligheid wat in Jesus Christus was en uiterlik bewys is deur die wonderwerke wat hy gedoen het. En ja, ons lees dat hy ook bedoel het dat ons sy glorie, die glorie van God mag beleef. Die Amplified sê dit so mooi in 2 Korintiërs 3 vers 18. And all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God, as in a mirror, the glory of the Lord,
are constantly being transfigured into his very own image in ever-increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Maar net soos die Here vir Moses gesê het, geen mens mag God se gesig sien en bly leef nie. En ons ook lees in 1 Korintiërs 1 vers 29, that no flesh should glory in his presence, en vers 31, he who glories, let him glory in the Lord. Is dit so dat vir die kinders van God wat vandag verlang om sy glorie te sien, gee God ook 'n rots om ons in weg te steek, sodat hy daardie versoek van ons kan antwoord. En daai rots is Jesus. Ons lees in 1 Korintiërs 10 die verduideliking van die voorbeelde wat ons in die Ou Testament kry, wat vooruitwys of 'n voorafskadu is. Vers 4. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So die rots wat in die Ou Testament die water vir die Israeliete gegee het, en die rots waarin Moses weggesteek is, sodat hy nie deur God se heiligheid verteer is nie, maar dit kon sien, sy heerlikheid kon beleef, het vooruitgewys na Jesus Christus, ons rots. En toe ek hierdie waarheid besef, dat my vleeslike vermoëns en onvermoëns weggesteek moet wees in die rots van die eeue, in Jesus Christus, vir God, sodat hy sy glorie aan my kan openbaar, terwyl ek beskut is in hom, sodat ek nie verteer word deur sy heiligheid nie, was ek net ontroer en oorweldig. Oorweldig in die wete dat ook hierdie waarheid het God vir my prakties laat beleef en uitloop, terwyl ek op Sneeuberg se piek gedoen het. Want deur al die rotskeure en rotsgleuwe en gange wat ek moes kruip en klouter, totdat ek, en terwyl ek my hoop op hom vestig, om vir my die krag te gee, nie in my eie onvermoëns moes staat maak nie, het hy my weggesteek geneem deur die fisiese rotse van Sneeuberg, sodat ek in daardie dag werklik kon beleef wat sy glorie en sy heerlikheid vir my kon doen. Psalm 31 verse 20. You shall hide them in the secret place of your presence. Psalm 18 verse 1 to 3. The Lord is my rock, my fortress, my savior, my shield, my place of safety. Isaiah 2 verse 10. Go into the rocks, hide in the ground from the fearful presence of the Lord and the splendor of his majesty. 1 Samuel 2 verse 2. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Nie net my swakhede, my vrese en my angs moet in Jesus die rots weggesteek word nie, maar ook my vleeslike sterkte, want niks van daai kan staan en bly staan as ek sy glorie wil aanskou nie. Maar wat beteken dit dan nou? Beteken dit ek self moet net niks doen nie? Ek moet net wag dat God se Gees alles doen? Is dit wat die skrif bedoel? Nee, hy wil nie vir ons sê, dis 'n passiewe toestand waar ek soos 'n verlamde in 'n rolstoel sit en ek kan glad nie funksioneer nie. Ek is nie op 'n draestoel opgedra na Sneeuberg piek toe nie. Ek moes self loop, elke tree. En ek het gesweet en ongemaak en pyn en moegheid ervaar. Maar die bron van my krag en my hoop en my vermoë was nie in myself nie. Dit was gesetel en gefokus in God. So as die skrif sê, not by might, nor by power, but by my spirit, is die verduideliking in die New King James Version se studiebybel as volg. Might of krag staan vir sterkte, geweld, mag, dapperheid, hoofsaaklik bedoelende menslike eienskappe. So in die woord het God verklaar aan Serubabel, die herbouer van die tempel, dat
die opdrag wat die Here vir hom gegee het, gaan nie volbring word deur die geweld van 'n weermag, die spierkrag of die stamina van werkers of van bouers nie, maar deur die versterking, die empowering, die infusion van die krag, die dinamiskrag van die Heilige Gees in hom. Nou die grootste vertoning van God se mag en krag is nie noodwendig magtige wonderwerke of groot natuurskouspelle spele soos die Niagara watervalle of die 'n geweldige weerligstorm of wat ook al, of selfs bonatuurlike ingrepe nie. Dit is om te sien hoe die heerskappy van God se krag volbring word in swak kleipotte in ons, en hoe hy dit wat hy vir ons voorroep en wil doen in sy krag en sy Heilige Gees lewe volbring en tot stand bring. So in die woord aan Serubabel verklaar God dat Serubabel wat op daai stadium uitgeput, ontmoedig, seker aan die einde van sy planne is, deur die versterking van die Gees van God met sy eie hande steeds die werk waarvoor God hom geroep het, sal voltooi en sal volbring. En die ontmoedigde hart word ontmoet en opgerig deur God se vermoë om sy Heilige Gees krag in ons te openbaar en dit te laat uitwerk en dit te laat volbring. Nou, ek was nie daar nie, maar ek kan nogal 'n bietjie identifiseer met hoe Serubabel kon voel. Want ek het ook al aanhoudende teenstand, terugslag, teleurstellings gehad, waar jou beste pogings wat jy aanhou doen, net misluk en nie goed genoeg is nie, en waar jy voel dat jy kom by 'n punt waar jy byna fisies en geestelik verlam is. Jy weet nie meer hoe verder nie, jy kan nie. En hoe het ek nie al met die Here gestoei en geworstel oor daai berg nie, en gesê, Here, wanneer kom die deurbrake dan? Sien U my nie raak nie. Wanneer herstel U dit wat geplunder en vernietig lê in die lewe van hulle vir wie ek so lank al bid? En terwyl ek pleit daarvoor, hoor ek in my gees dat God sê, die grootste getuienis wat ek jou gaan gee, is dit wat ek in jou eie hart gaan doen. En ek gaan dink daaroor en ek besef, dis waar. Want dit is nie die wonderwerke waar hy ingryp en ons omstandighede verander en dramaties alles regmaak, wat die grootste genade is nie. Want dis nie dit wat ons harte aan hom kan vasbind nie. En daarvan kan ons genoeg lees in die geskiedenis van die Israeliete. Want hoeveel wonderwerke het hulle nie beleef? Hulle is droogvoets deur die Rooi See, hulle het manna en kwartels gekry, hulle het water uit die rots gedrink en nog 'n klomp ander goed. Maar elke keer as die uitdagings gekom het, het hulle harte weggeval, het hulle teen die Here gedraai of gekies. Hulle was nooit, het hulle harte verander en vasgekleef en in daai intieme plek van ken God ingegaan nie. En so herinner God my ook aan sy antwoord aan Paulus, toe hy 3 maal gebid het om daai doring in die vlees weg te vat. En God het geantwoord in 1 Korintiërs 11 vers 29. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En daarom sal ek baie eerder roem oor my swakhede, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. En ek besef in hierdie waarheid en in my persoonlike ontmoeting van God se genade en glorie lê my krag. Nou natuurlik kan nie almal en wil nie almal 'n berg opklim om God se genade en glorie te kan sien nie, maar dis ook nie nodig nie, want God ontmoet ons net daar waar ons ons bevind. En ironies genoeg is die plek waar jy jou bevind, daar waar jou hart dalk verslae, stikkend, gebroken is, op moedverloorse vlakte, dikwels die plek waar God jou gaan ontmoet. Soos Elia wat onder die besembos gaan lê het en vir die Here gesê het, los my, ek wil net hier sterf. Daar's niks meer oor vir my nie. En God het hom daar ontmoet en hom versterk en hom teruggestuur om sy roeping te voltooi met die krag wat die Here hom gegee het.
En so was die berge ook eers my wegvlugplek. As alles te veel geword het, is ek die berge in. En toe maak God dit my ons ontmoetingsplek. Die openbaringsplek waar ek sy genade en sy heerlikheid kon ervaar. Nou God ken ons elkeen in ons unieke menswees. Hy weet waar jou wifi sein die sterkste is om sy Heilige Gees stem te kan hoor. Dit kan wees in die bos, by die see, in jou tuin, in jou slaapkamer, in jou werkswinkel waar jy aan die motor werk, of op jou stoep, maar ergens waar die syne van die wêreld wat die heeltyd dit kom versteur, stil word. En hy wag ook nie tot ons uitgesorteer en perfek en sonder foute is, of selfs eers gereed voel om hom te ontmoet nie. Want hy wag om te hoor wanneer ons kinderlik uitroep na hom, en waag soos Moses om te sê, wys my u heerlikheid, Here. En dit gee my moedelose hart regtig weer moed, om te kan volhard in dit wat hy op my hart geplaas het, en om te weet, hy gaan my bemagtig, om te kan aangaan om dit te doen, selfs al staan ek dalk soos Moses op 'n berg, en kyk net vooruit, om te sien wat God sal doen. En net hy weet, wanneer hy daai herstelwerk gaan kom doen aan die tempel, aan die hart van aanbidding, vir hulle vir wie ek nog aanhou bid, en dit volbring. Maar ek ken die rots in wie ek hoop, en by wie ek skuil. Ek was bevoorreg om genade op genade te ontvang, om sy glorie te kan sien, en my ontmoedigde hart is versterk, om te kan volhard, maar bovenal, die heel kosbaarste is om hom te kon leer ken en koester as die grootste skat wat hy vir ons kan gee. En vanoggend is dit my gebed, dat as jy ook sit met 'n ontmoedigde hart, of jy kyk na wat geplunder is in jou lewe, of in jou geliefdes, of in jou kinders se lewe, en jy wonder, wanneer gaan die Here my raak sien, is ek nie goed genoeg nie, is ek nie kosbaar genoeg, dat hy vir my die deurbraak gee nie, dat hy jou oë sal wegdraai van dit, en dat jy sal ophou kyk om te wag vir die krag, en dat jy hom sal soek, en dat hy vir jou 'n openbaring sal gee van wie hy is, en dat jy sal weet dat dit vir jou ook bedoel is. Al wat nodig is 'n kinderlike opregte verlange na hom. Baie dankie. Ek gaan vra dat hulle net so 'n oomblik net hier voor bly. Terwyl sy so praat, gebeur daar soveel goed in my hart, en ek wil net so 'n paar woorde herhaal. Jy het dalk 'n ontmoetingsplek nodig. Jy het 'n openbaringsplek nodig. Ek lees hierdie week dat die fariseërs soek 'n teken, hulle soek die krag. En Jesus sê, ek sal geen teken vir julle wys behalwe die van Jona nie. Bedoelende, ek is hier by julle. Sien julle my nie raak? Dat is ons nie op 'n plek dat ons vanoggend net moet sê, hy kan jou aanraak met sy krag, maar groter as dit, hy wil jou ontmoet. En terwyl ek daar sit, dink ek aan my eie pad, dat ons almal loop 'n pad, en op hierdie pad het ons baie beserings. Ons gaan baie beserings hê. Dis nie gevry waar hierdie pad nie. Ons is nie beseringvry. Maar dat die Here jou wil help deur hierdie pad. Dat hy jou wil aanraak en homself openbaar in hierdie rotswande van die lewe. Hier is die openbaring. Ek sit daar en dink ek, ek het nog nie so gelees nie, maar Jesus is die rots. Jy kan hom sien.
Hy openbaar God. En ek gaan vra dat die band net vir 'n oomblik of ons wil 'n lied sing, ons wil jou bedien. Ek wil jou uitnooi. Partykeer wonder ons, eers iemand kom gaan drink koffie, die wat koffie wil drink, wat gaan aan met jou lewe, dis Moedersdag, die wat ook al is in die oond. Ag, mense, net vir 'n oomblik, kom ons respekteer net wat die Here wil doen in ons lewens. Dalk op moedverloorse vlaktes. Hoeveel keer van ons sê ons nie dat ek het hom nog laasweek gesien, plaas dat hy net gepraat het. En dan lees ons hy's daar af by Voelklip. Wat as ons die lig kan wees? Wat as ons vandag die openbaring kan wees, die ontmoetingsplek kan wees waar mense moed kry weer. The Lord of Hosts jou dra en kan dit moontlik wees dat God so direk met 'n mens kan praat? Kan dit moontlik wees dat God jou die begeertes van jou hart gee en sê, ek weet waarvoor is jy lief, ek weet wat jy van hou, ek weet wat jy wil doen, en ek sal dit vir jou gee. O nee, is alles geestelik. Nee, sy interpreteer dit heeltemal verkeerd. Ek kan nie teen haar getuienis stry nie. God is 'n werklikheid. Hy praat met ons op jou vlak, hy kom af op jou vlak en hy praat met jou. Ek gaan vra dat ons net so vir 'n oomblik en dan gaan ek mense vra, as jy voel, ons moet net hande op, dis mense wat saam met jou gaan bid, maar ek wil hê jy moet dit kom beleef, en dat mense net saam met jou, hulle hande kan op en jou salf en jou kan stuur, dat jy met Moedersdag, jy kan uitgaan vol, al is jy 'n pa, al is jy 'n oupa, al is jy 'n seun, dat die vrouens en die mans vanoggend sal sê, ek het 'n ontmoeting nodig, want terwyl sy praat, die laaste ding is, daar's 'n spreek wat sê, without a vision my people perish, en toe sy die visie sien, ek kan dit doen, toe then that vision produces passion that give you hope, it produces passion that gives you hope, dis moontlik, dalk het jy net visie nodig vanoggend, dalk het jy net nodig dat die Here jou oë oopmaak, en daar's visie, ek kan dit doen, en dan moet ek begin loop. Daar's geen brandweermanne hier in hierdie kerk wat jou gaan draai uit nie. Jy gaan moet loop. Ja mense, Renet is hier voor, en ek gaan vir Annetjie hulle vra, ek gaan vir Linda en vir Johannes en ons Souso personeel en ons voorbidders. Ek gaan vra dat julle sommer vorentoe sal kom en sommer net jy kan kom sit hier op die voor. Kan julle gou vorentoe kom man? Gou asseblief man. Waar is ons julle? Annetjie, kom sit sommer hier voor terwyl hulle vorentoe kom, en terwyl ons hierdie lied sing, gaan ek jou vra dat dalk as jy op moedverloorse vlaktes en jy het net nodig om sê bid saam met my. Dat die Gees weer my oë oopmaak, dat hy die rots openbaar oor wie hy is. Kom ons sing hierdie lied, en terwyl hierdie lied sing, mense, kom vorentoe, en kan ons gou staan, dan breek ons sommer die ys so 'n bietjie, as dit nie so ongemaklik nie. Ons staan sommer. Mense, as ek so oor die Gees en in my hart kyk na mense, dan weet oor die trane is vlak. Die hart is so 'n bietjie leeg, die gevoelens is op. Maak toe jou oë daar waar jy staan. Ons respekteer jou tyd, want nou is dit God se tyd net vir 'n oomblik. Alles sal beter uitwerk hierna, alles is reg, ek beloof jou. Ons wil dit nie uitrek nie, maar is so belangrik dat die mense wat vanoggend moet voel en sê en bely en net uitkom en sê ek bid vir my. Dalk is ek nie op moed verloor, maar ek het kort visie, ek het net bietjie moed nodig, ek het belangs, ek het nodig dat iemand net saam met my bid. Man of vrou, oupa of ouma, maak nie saak nie. Terwyl ons hierdie lied net so een keer, nooi ek jou vorentoe, en hier's mense wat net hulle hande op jou gaan lê. Kom ons sing hierdie lied saam, en dan
Is jy so welkom om hierdie tyd te gebruik, kom vorentoe. Daar's ietsie anders op maar kom ons doen dit eers. Kom ons sing saam en kom sommer dadelik vorentoe. Hier sal klaar mense wat vorentoe kom. Dankie, Richard. Moses stood on the mountain, waiting for you to pass by. Put your hand over his face, so in your presence you wouldn't die. All of this was so full, and it shines down through the now you've called us to boldly see your face. Show me your face, Lord. Show me your face, and gird up my waist, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and your grace. I could make it through the end if I could just see your Mense, ons gaan hierdie lied aanhou sing, Show Me Your Face. Hier is regtig mense wat ek jou uitnooi. Kom net vorentoe. Dit gaan nie oor hier's mag en krag hier voor op 'n mat nie. Dit gaan oor jou gehoorsaamheid. Wanneer ek erken, ek het 'n bietjie hulp nodig, 'n bietjie hupstoot nodig. Is die uitnodiging gesien? Die res is welkom voordat jy gaan. Wil jy nie asseblief, dit is so wonderbaarlik. Die Here wys my hoe Moses groepies gemaak het van 50-50, maar in hierdie kerk maak ons nou groepies van so 3 gesinne. Draai na mekaar toe as jy saam met jou gesin hier is. As vader, spreek seën nou oor jou kinders, spreek seën oor jou huis. As moeder, sprei daai vlerke van 'n hen. Sien hoe jy beskerm, sien hoe God jou help. Maar voordat jy uit hierdie kerk uitstap, draai na mekaar toe en bid vir mekaar so met wie jy gekom het. As jy alleen hier is, dan bid jy alleen. As jy alleen is en jy sien iemand anders alleen, dan gaan staan saam met daardie persoon. Ons bid mekaar deur vanoggend op hierdie koue maar warm dag, op hierdie mooi dag. Ek bid dit jou toe in die naam van Jesus. Voordat jy uitgaan, jy is gesin, bid saam. Terwyl hulle bid en jy voel jy moet vorentoe kom, nooi ons jou. In Jesus naam, kom ons draai na mekaar toe. As jy hier saam met mense is, ek wil sien hoe die mense soms so saam staan. As jy nie saam met mense gevoel het en jy kan nie bid nie, draai net, doen 'n stil gebed. Maar spreek die woorde, spreek die seën, spreek verklaringe nou van God. Spreek dit oor mekaar. Jy sal nooit weet wat jou gebed nou beteken. Jy sal nooit weet wat die krag van die Heilige Gees nou in julle werk nie, in julle gesin nie. Daar's van julle kinders wat nie vanoggend hier kan wees nie, bid vir hulle, noem hulle op die naam. Vra die Here dat daai begeertes van die hart en daai kinders ontmoet sal word.
vra die Here vir visie op die oomblik vir julle as gesin, visie as familie, visie as werker, as werkgewer. Ek bid dit jou nou toe in Jesus naam, Here. Wys Uself, openbaar U hart. Show me your face, Lord. Show me your face, Lord, dat ons met verwagting vol van U kan uitstap hier vandag, Here. Ons bid dit in Jesus naam, herstel, Here, genees, Here, harte wat ontmoedig is en bedrieg is en seer is, Here. Ek bid nou, Here, elke besering in die hart en besering in emosies, Here, dat dit nou herstel. Herstel identiteit, Here. Herstel die gebroke tyd wat weggegaan het, die 12 jaar wat ek gesukkel het, die 12 jaar wat ek U nie gesien het nie, wat ek pyn gehad het en dink ek het verloor, dat U, Here, nou jare, dat U nou terugdraai met visie en wysheid en insig, Here. Ek bid nou, Here, in hierdie stilte van hierdie dag, Here, dat U, Here, gesinne sal opwek, individue sal opwek, Here, krag, Here, in hulle sal werk, Here, maar bo dit alles, Here, 'n ontmoeting met U, Here. Soos ons verder sing, Here, en ook U seën uitspreek oor hierdie mense, soos hulle gaan op hierdie mooi dag, dat U sal aanhou, that you will show me your face, Lord, show me your face, Lord, show me your face while I'm eating, show me your face while I'm sleeping, show me your face, Lord. I want to meet you. Ek wil U eerstens weer ontmoet, Here. Ek het nodig, Here, ek het dit nodig in Jesus naam. Soos jy gaan, weet dat hy homself aan jou openbaar vandag, aan jou kinders openbaar vandag. Moet hulle nie onderskat dat as hulle kom met woorde en skrifte nie, dat dit 'n rigting is vir jou gesin. Julle is een, jy en jou vrou veral, maar jou kinders, ag hulle met die woorde wat hulle gaan uiter, ag hulle met die drome wat hulle gaan droom en gaan vir julle vertel, bid daaroor, is wat die Bybel sê gaan gebeur. Ons bid dit jou toe in Jesus naam, dat hierdie gemeente opnuut gevul sal word, dat ons die berge sal uitstap. Here, dat ons die beserings, Here, sal heel, en dat ons, Here, sal sien, Here, U in die rotswande, U in die glewe van hierdie lewe. Ek bid dit in Jesus naam, in Jesus naam. Amen en amen. Jy is so welkom, terwyl die mense uitstap, kom vorentoe, en sien jou vanaand 6:00 hier by die diens. Ons hou aan bid, kom ons sing hierdie lied sommer net verder nog.